Ek is op Worship and Word. Dis 'n YouTube channel waar ek is en hier het my nogal bygeval en ek wil dit gou-gou met julle deel. Net by die. So die opskrif is of I begin met, at some point we have to stop blaming other people for the messes we made ourselves. En toe vang het my. En dit is amper soos 'n beskuldiging. Jy weet, hou op om ander te blameer vir die mes, vir die probleme wat jy het is. En toe nog 'n lekker verder lees. To say that's maturity. Okay, each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone, without compromising themselves to someone else. For each one should carry their own load. Dit is in Galasiërs 6:4-5. At some point, we have to start following through with our word. That's integrity. Let your yes be yes and your no, no. Anything more than this comes from the evil one. Matthew 5:37. At some point, we have to choose obedience, even when it's inconvenient. That's surrender. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Luke 9:23. At some point, we have to forgive people, even when they don't say sorry. Dis 'n moeilike ding. Bear with each other and forgive each other. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Colossians 3:13. At some point, we have to stop being led by feelings and start being led by truth. That's wisdom. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Proverbs 3:5-6. In lastly, and at some point, we have to live for an audience of one, not the applause of many. That's devotion. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Dit is Paulus wat praat in Galatians 1:10. So baie keer verwag die Here in sy woord van ons om te vergewe. Hy verwag van ons om devoute te wees. Hy verwag van ons om gehoorsaam te wees. En dit is nie altyd maklik nie. Maar dit is moontlik. En ek sê altyd is moontlik deur die krag van die Heilige Gees en deur die waarheid van die woord. So elke dag voor jy jou dag begin dit op jou knieë voor die Here, begin dit in sy woord en jou dag sal beter gaan. Want die Here stap daai dag vooruit. Hy ken alreeds die einde van jou begin. Hy weet alreeds hoe daai dag gaan eindig. Ons worry. Hoe gaan hierdie dag eindig? Hoe gaan ek hierdie dag kom? As jy werk soos ek nog werk, dan is al partykeer stres. Hoe gaan ek hierdie dag kom? Hoe gaan ek hierdie presentation gedoen kry? Hoe gaan ek, en dan is dit net op my kop, ek het my werk. En dan beteken dit dat dan weet ek jy net stil raak vir die Here. Want hy is my enigste point of reference waar ek net kan stilte en vrede vind in die dag wat voor lê. Hy sal jou baie gelyk maak. Amen. As jy is welkom om saam ons te staan. Dan gaan ons die Here loof en prys. En onthou, jy is hier vir die Here, vir niemand anders nie, net vir hom. So we
lampie vol olie, klere wit gewas in die bloed van Jesus, soos as by trompet blaas is om weg om hom te ontvang. Want die geveg behoort aan die Here. Ons stap die pad, daar's 'n daily battle wat ons moet vat. En dis nie teen vlees en bloed nie. Ons is gaan kwaad daarop, ons is langs van ons. Maar ons moet gereed wees en reg wees. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, and your love surrounds me, there's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus is nothing impossible for you. When I see all the actions, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see it, Jesus. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Ons het 'n bietjie fout met ons klankstelsel daar, ons weet nie presies wat ons gehoop is vandag uitgesorteer. So ja, ons gee maar vir Sally hulle net geleentheid om gou daar agter te fix vir ons. Kom ons gaan oor na die volgende liedjie, Lead On to Shepherd. Well, I've been turned down, but I've never been lost. Seen what in trouble, but we walked across. When my knees were shaking, you got my hand, turning my problems to a promised land. We are the shepherd, I'll follow all my days. There is nothing sweeter than watching rain away.
altyd verkeerd kan gaan nie, want hy is by jou. En as die Here jou lei, kan jy ooit verkeerd gaan. Nooit nie. Al is die pad donker, is hy daar. Yes, we can say, dit ons kan nie die hele dag sê, dankie. There is a river of gladness that pours from Emmanuel's veins. The sinner was crushed beneath the flood and got saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've received nothing but goodness. I've tasted and tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? The love of God gave me His pardon. The love of God won't let me stay the same. The love of God calls me up higher. His way is stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want My God, I've got Jesus, how could I want more? Jy die Here het jy alles. En nog meer. Jy het nie net hierdie lewe nie, die ewige lewe. Oh man, dis Gathered at the highest throne, welcomed by a melody.
Goeiemôre, baie welkom vanoggend. Ek het die internet wil nie so lekker saam met ons werk vanoggend nie. Maar fyn, sy en Philip is baie kompetent. Ons het uitgesoek en ons gaan Ons is besig met 'n reeks wat gaan oor God se karakter en eienskappe. So ons doen vandag die derde gedeelte daarvan. En vandag wil ek bietjie spesifiek meer gesels oor God se karakter en eienskappe wat nie so bekend is aan ons. Ons het al deur ons vorige reeks geleer dat God is heilig. God is almagtig. Alwetend en alomteenwoordig. Wat het ons gesê, wat 'n tipe eienskappe van God is het? Onoordraagbare eienskappe. Hier is God se eienskappe wat hy het, wat syne is, wat hom God maak. Dit is nie eienskappe wat oordraagbaar is. Dit is eienskappe wat partykeer veroorsaak dat ons as mens God nie altyd mooi verstaan nie. En ons gaan 'n bietjie later kyk hoekom nie. So, ek wil vandag spesifiek na 4 kyk en jy het nie nodig om te veel af te skryf en so goed nie. Ek gaan hierdie goed vir julle
voorheen so gemaak het. Want die 4 aspekte waarna ons vanoggend gaan kyk is dan die laaste aspekte van God se onoordraagbare eienskappe en dan van volgende week gaan ons kyk na God se oordraagbare eienskappe. En wat het ons gesê, wat is dit? Eintlik 'n vrug van die Gees. Want God is liefde, verdraagsaam. Allerlei vrug van die Gees. Maar dis eienskappe wat hy vir ons sê wat ons as mens moet najaag. Dis die vrug van die Gees en die Gees is deel van die drie. So, wie het julle al gehoor van God se immutabiliteit? Wie het van julle gehoor van God se transcendensie? God se immanensensie. Okay, en dit is soos daai keer hoor wat ek opgedaan het. Ek het laas keer regtig gehoor wat ek gemaak het. Maar as ek hierdie goed vir julle sê, as ons sê ons ken God, of ons wil God beter leer ken, is hierdie nie van goed dat ons kan verstaan. Want dit is deel van God en is deel van God se karakter. Dit is wat God maak. Nou, as ons dit nie mooi verstaan, gaan ons ook nie weet hoe ons dit kan toepas in ons lewens, in ons geloofslewens, of met ons verhouding met die Here. Jy is net gemaak met hoor wat dit is. Dit is wel al onsette en karaktereienskappe van God wat ons nie altyd mooi verstaan nie. Dis hoe wat goed is dat ons daaroor gesels, dat ons daardeur gaan en dat ons 'n beter understanding kry van wat dit beteken. Nou die eerste ene, God se immutabiliteit beteken eenvoudig God se onveranderlikheid. Immutabiliteit. Dus ik moet even angst. Ik weet wel wat meer spannend. Ik heb maar beter gedoen met poëzie als met proza. Immutabiliteit. Dit betekent God se onveranderlike naam. Dit betekent eenvoudig net God is wie hy is in my verandering. So, jy moet ook nie waar jy oor die ander twee die dink nie. 4 nie gaan jy verstaan, maar die ander twee gaan ons begryp. Dit beteken in wese dat God as gevolg van sy onveranderlikheid sal altyd wees wie hy is. Hoekom is dit vir ons belangrik om dit te weet? Want ons kan staat maak op 'n God wat nie voortrek, wat nie witwatjies het en prejudgmental is. Ons kan staat maak op 'n God van, as hy vir ons in sy woord sê, wanneer jy na my toe kom en jy vra vir vergifnis, sal ek jou vergewe en ek sal dit wegvat soos die ooste van die weste. Hoekom? Want God is onveranderlik. Dit beteken ook, omdat God nie kan verander, omdat hy is wie hy is in sy karakter, is hy altyd getrou. Kan julle sien hoe dit belangrik is dat ons hierdie konsepte verstaan? Hoekom ons weet, hoekom is een van God se karakter eienskappe dat hy nie verander nie? Want ons kan staat maak op daai wete, want God is getrou. God vergewe. God is loyaal. Maar dit beteken ook, God gaan nie sonder tolerant klaar. Hoekom nie?
so pragtige gesiggie soos ek nie, so die almal die voordeel is. Maar as gevolg van die feit dat God nie verander nie, kan ons staat maak op die feit dat hy is getrou. Gee dit ons 'n sekere mate van berusting nie. Dan het ons nie rustiger raak om te weet dat die God wat ons aanbid, die almagtige, alwetende, alomteenwoordige God wat ons aanbid, is getrou. Hoekom? Want ek weet nie of sy karaktereienskappe is dat hy nie verander. Malagi 3 vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan na geslag van Jakob. Wat sê God hierso? Ons kan hom vra vir hulp. Ons kan hom vra vir leiding. Hy gaan ons nie nou anders te behandel as wat ons gister behandel het, omdat ons 'n vraag op 'n ander manier vra. Hierso sê hy is nou beskerm as gevolg van die feit dat God nie verander nie. Is dit nie lekker om dit te weet nie? Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister. En as ek nog ander teksvers ook. Maar die feit dat God nie verander nie, beteken dat ons kan 'n gerusheid kry in ons verhouding met God om te weet dat hy is nie veranderbaar of hy verander. Maar kom ons kyk byvoorbeeld na Jona 3 vers 10. En daar's ander teksverse ook wat vir ons sê dat God al van plan verander het. Dat God 'n besluit gemaak het en daar 'n intrede was of dat daar 'n verandering was en God het sy besluit verander. Nou hoe maak dit dan nou sin? Jy sê dat hy God verander en hy sê vir my verander sy plan. Jy het nou gehoor wat ek sê? God verander. Hy verander sy plan. Hoeveel keer het ons dit al gesien in ons eie lewens waar 'n sekere ding veronderstel is om te gebeur, juis omdat God nie verander nie. Maar as gevolg van die feit dat ons ingetree het vir iemand, of dat ons gebed het, of dat ons vergifnis gevra het, verander God mense se omstandighede. Ek is 'n sondaar. En die Here straf my sonde. Dit maak hom dat hy nie verander nie. God is nog altyd sonde straf. Maar kan hy kies om aan anders te straf as wat hy myself gestraf het, omdat hy vergifnis gevra het? Ja. So wanneer ons praat van God verander nie, praat ons van sy karaktereienskap van hy verander. Maar God het ook emosies. Hy het liefde. Hy haat sonde. Hy sê as jy jaloers op God, dis alles emosies. As gevolg van sy liefde vir ons, is hy bereid om sy plan te verander. Maar wat het 'n invloed in daai verandering te maak? Wat is dit wat ons sien in die woord, verander God se plan? Hy het 'n plan met iemand of iets, dan gebeur iets, en dan word dit verander. Wat is dit? Genade is een van dit. Maar gewoonlik is dit gebed en intrede vir jouself of iemand anders. Dit beteken, daar moet iewers 'n gesprek met God wees. En hoeveel keer aanvaar ons iemand net ons omstandighede, en ons aanvaar ons lewenswyse, en ons kan alles wat ons aangaan, en ons verwag van God om te verander. Maar ons as mens wil nie verander. Ons as mens weet ons is sondig van natuur, maar ons wil nie gaan vergifnis vra. Ons wil nie van ons sondigheid afstand neem. God se karakter is dat hy nie verander.
maar sy handelinge, sy aksies, kan wel verander. Die tweede punt is transcendentie. Transcendentie beteken eenvoudig dat God is heeltemal verhewe en buite sy skepping. Wil julle ek die voorbeeld gebruik van die Popeyes? Kom ons sien, hier staan die Popeyes. Nou God is buite die Popeyes. Wat die aarde is, wat ons insluit. Hy is nie in die Popeyes. So God is verhewe en buite sy skepping. Nou, as ons nou kyk na hoekom dit vir ons 'n belangrike punt is, dan beteken dit, en ons kyk na Jesaja 55 vers 8 tot 9, wat sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Dit beteken dat omdat God nie deel is van sy skepping nie, hy staan buite sy skepping, as almagtige God wat die skepping gemaak het, beteken dit, die skepping kan hom nie beïnvloed nie. Wat in sy skepping aangaan, beïnvloed nie God se karakter. Dit kan wel sy besluite en sy handelinge en daai tipe van goed is verander. Dis hoekom daar genade en vergifnis is. Maar die feit dat God buite sy skepping staan, beteken dat sy skepping self nie 'n invloed op sy karakter kan hê. En dan sal ek weer 'n ander teks ook aanstuur. Nou, transcendentie, as ek dit in Engels kan sê, ek weet maar hoe om hierdie term in Engels te sê. Transcendentie is anders as imansie. Immanentie. Transcendency is different than immanency. Wat is die verskil? Ons het nou gesê, transcendency beteken God staan buite sy skepping. Daar is baie teoloë, mense wat dink hulle ken die Bybel baie goed sê, maar ook as God nou buite sy skepping staan, dan beteken dit dan ook dat hy is afgesny, en hy weet nie wat aangaan sy skepping is gedaan. Maar dit is waar immanentie is. Wat beteken immanentie? Immanentie beteken God is direk betrokke in sy skepping. Dit is soos die dogtertjie wat die Popeyes het. Sy is nie in die Popeyes nie. Sy is nie een van die poppe nie. Maar sy het totale beheer wat in daai Popeyes aangaan. Sy kan 'n pop vat en uithaal as iemand afstel. Sy kan 'n pop bysit. Sy kan 'n pop verander. Sy kan doen in daai Popeyes net wat sy wil, soveel keer wat sy wil, volgens wat haar eie handelinge is wat sy weet. So verstaan julle die verskil tussen die twee? God se onveranderlikheid en God se direkte betrokkenheid. Dit laat ons besef dat alhoewel God nie deel is, of die sy karakter nie direk deel is van die skepping, hy so direk betrokke is in die skepping, dat hy weet wat ek en jy elke nuwe sekonde van ons lewe doen. Wat ook beteken dat al gaan ons deur moeilike tye, al gaan ons deur tye wat ons byvoorbeeld nie weet wat die kant om te gaan nie, God is betrokke. Hy is daar. Dit beklemtoon sy soewereiniteit. Dit beklemtoon sy heiligheid. Dit beklemtoon sy alomteenwoordigheid. Dit beklemtoon sy almagtigheid. Dis hoekom dit vir ons belangrik is dat ons na al hierdie aspekte kyk. Vir ons om te weet dat God is hier by my.
Gees deel van die drie. So die wete dat God is naby. God is in ons. God is teenwoordig. Gee ons ook nog ons rustigheid, want ons weet wat sy karaktereienskap van ons. Beteken hy is betrokke. Dit beteken dinge gebeur nie sonder dat hy die wêreld is. Omdat hy seker goed toelaat, beteken nie dat hy nie weet wat aangaan. Hy laat juist goed toe, juist omdat hy weet wat aangaan. En hoekom weet hy? As gevolg van sy transcendentie en as gevolg van sy immanentie. So, Handelinge 17 vers 27 en 28 sê vir ons, hy is nie ver van elkeen van ons nie, want in hom leef ons, beweeg ons en is ons. En as 'n nog vers wat ek julle sal aanstuur. Die Bybel bevestig dat God is nie afgesluit van ons. Alhoewel sekere goed mag toegelaat word in ons lewens, weet hy wat aan. En dis juist hoekom ons kan berusting kry in die feit dat ons na hom toe kan gaan, met hom gaan praat, met hom gaan 'n verhouding hê. Hy is ons Vader. Dit beteken vir my dat God direk betrokke is in sy skepping, dat ek kan berusting kry en te weet dat hy is nie afgesny en nie kan. Wat maak ons God verskillend van enige ander God? Kruis en opstaan. En hy is uniek. Sê my wat 'n ander God het sy lewe gegee vir die mense wat hy lief het en weer opgestaan. Wie? Sou 'n God wat verwyder is van sy skepping en nie weet wat aangaan in sy skepping nie, so iets gedoen het. Nee. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 1 Korintiërs, maar ons kom by die nag. Maar 'n belangrike gedeelte wat ek hier wil noem, is 1 Korintiërs 3 vers 16. Wat vir ons wys dat God so betrokke is by sy skepping, by my en by jou, by ons lewens, elke sekonde van ons lewe, dat hy sy seun gestuur het om ons verhouding om te herstel deur genade. En dit is ons 'n belangrike punt van 'n karaktereienskap. En die laaste punt wat ek wil noem is God se onverstaanbaarheid of God se onbegrypbaarheid. Ons moet 'n onderskeid kan trek dat ons God nooit sal verstaan nie. Ons sal nie. Ons gaan nou na 'n paar punte kyk hoekom. Ons sal God nooit kan verstaan. Ons sal hom nooit kan begryp. Ons kan aspekte verstaan, maar nie begryp. Ek kan verstaan jy sien. Ek kan verstaan jy gaan deur 'n moeilike tyd. Maar ek gaan nie noodwendig begryp waaroor dit gaan. Ek gaan nie verstaan wat jy ander invloede wat geaffekteer word as gevolg van die feit dat jy swaar kry, dat jy siek is, of dat daar afsterwe was, of dat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Ek kan dit verstaan, maar dit is nie sy begryp. As ek jou sê, ek verstaan nie hoekom jy hierdie punt nie begryp nie,
gee dit vir julle 'n aanleiding van wat die verskil is. Ons kan iets verstaan sonder dat ons dit begryp. Maar die verskil wat ons moet besef is dat God is onbeskryf, is onverstaanbaar vir ons. Maar God is nie onkenbaar nie. As jy 'n verhouding met God het, dan ken jy hom. Hoekom? Want die woord van God openbaar sy karaktereienskappe aan ons. Ons ken God se karaktereienskappe, wat beteken ons ken God, ons ken wie hy is. Ons kan van ander mense gaan sê wie God is. Maar dit gaan nooit tot op die vlak gaan waar ons God begryp. God is onbeskryflik, onbegryplik, onverstaanbaar. Kom ek net vir julle voorbeeld. In die Ou Testament, julle ken vir Job. En in Job 42 vra Job verskillende vrae. Hy is eintlik half opgeruk. Hoekom gaan dit so sleg met hom? Hy het altyd die Here gedien, hy was getrou gewees, Toe antwoord God vir Job, deur hom te sê, jy as mens sal nooit verstaan hoekom ek sekere dinge toelaat of nie toelaat. En hy sê vir hom, wil jy vir 'n rukkie die heelal bestuur? En Job sê, nee, asseblief, ek sal dit nooit in my lewe kan regkry, want hy is nie goed. En Job antwoord, en hy sê vir God, ek is jammer, God, dat ek nie verstaan het wie U is. Dat ek nie begryp het wie U is. Psalm 145 sê vir ons die volgende. Gewoon, die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Wat beteken ondeurgrondelik? Onbegryplik, onverstaanbaar, geheimsinnig, verborgen. Dis alles sinonieme. En 'n paar plekke in die woord kry ons die woord ondeurgrondelik. Maar besef ons regtig wat die betekenis is van die woord. Nou het ons 'n beter idee van wat dit beteken. Kom ek doen net 'n paar redes hoekom God vir ons onbegryplik is. Hoekom ons nooit ooit in ons lewens God sal begryp. In die eerste plek is God alwetend. Hy is alomteenwoordig. Hy is almagtig. Kan julle sien God se karaktereienskappe alles in een pas. Maar een van die groot goed is dat God is oneindig. Ons as mens is eindig. Ons het 'n beperkte lewe op aarde. Wat ons van our lewe doen word bepaal deur ons keuses. God is nie eindig. God eindig nooit nie. Die tweede punt is dat wat God is, hoekom hy goed doen, hoekom hy seker goed toelaat en nie toelaat, is net ver bo ons menslike verstandelike vermoë. Ons sal net nooit verstaan hoekom dit gebeur. Want ons as mens sal nooit al die inligting hê wat God het as hy besluit het. God kan nou iets laat gebeur wat 3 of 4 generasies later in Israel konflik gaan. Wanneer dit daai tyd gebeur, gaan dit dalk nie vir daai mense begryp kan word. Hulle gaan nie verstaan nie. Maar God verstaan, hè? Die volgende baie
is die gevolge van die sonde op die mens van Adam en Eva se tyd. Belemmer ons vermoë om God te verstaan. Dis 'n aanname wat ek maak. Maar Adam en Eva voor die sondeval sou God beter verstaan het as na die sondeval. Want omdat ons sondig van natuur is, dink ons nie dieselfde. God is heilig en hy sondevry. So die manier waarop hy dink en die manier waarop ons dink verskil. En net dit alleen maak dat ons God nie begryp nie. Die laaste punt wat ek wil hê. Hoekom ons God nie begryp nie? Ons kan hom ken, want die woord openbaar aan ons, dit weet nie. Maar hoekom ons God nie begryp nie, is pleinweg in die feit van dat God nie alles aan ons openbaar nie. Hy het nie nodig om alles aan ons te openbaar. Hoekom nie? Want God is soewerein. God kan doen wat hy wil, wanneer hy wil, hoe hy wil. Want hy is soewerein. En baie keer dan besluit hy net, maar ek het nie nodig om vir jou alles te gee of te wys nie. Al sê jy dit met jou menslike verstand kon hanteer het, is dit nog steeds sy keuse om te sê, ek het nie nodig om dit vir jou te wys nie. Ek het nie nodig dat ek aan jou moet rekenskap gee. Deuteronomium 29 vers 29 sê, die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbare dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, sodat ons al die woorde van die wet kan doen. God openbaar sy karakter deur die woord. Hy openbaar hoe hy sekere besluite neem deur sy woord. Maar wat ons moet besef is dat God het nie nodig enigiets aan ons te openbaar. En baie keer het hy juist nie om ons te doen, omdat hy ons wil beskerm. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God nog ooit gesien, maar die enigste Seun wat self God is en die nouste verhouding met die Vader is, het hom bekend gemaak. Wanneer ons God se karakter wil sien, dan ons kyk na Jesus. Jesus as mens op is. Wat het Jesus gedoen? Wat was Jesus se karakter? Wat het die mense geleer? Het hy vir almal alles gesê? Nee. So dan sê ons duidelik dat God ook nie nodig om dit vir ons te doen nie. En ek gaan afsluit met hierdie gedeelte. Dis 'n quote wat sê, you will never fully get grip on God. You will never come to the end of God. You will never finally have God figured out. If you could, He wouldn't be God. En dis so waar. En dis nie voorstel ons bang te maak. Ons bespreek God se karakter eienskappe. Al hierdie tipe van eienskappe wat ons nie altyd lekker verstaan. Bespreek ons dat ons God beter kan leer ken, dat ons 'n sterker verhouding met hom kan hê en dat ons kan berusting kry in ons verhouding met God. So volgende week gaan ons 'n bietjie kyk na God se oordraagbare eienskappe. Want dit is belangrik dat ons eers by hierdie tipe van oordraagbare eienskappe kom en dat ons ook gesels oor wat ons al weet, oor die vorige goed, het almal van ons van geweet. Ons het geweet God is almagtig, ons het geweet God is alwetend. Maar weet ons ook dat alhoewel God elke dag in sy skepping betrokke is, hy ook apart is van sy skepping. Weet ons, want ons het hierdie week was al 'n sterk gevolg gewees. En die seun vra vir my, sê vir my, ek verstaan nie hoekom ons my ma dood nie. Hoekom het God dit toegelaat? Sy ma is 40 jaar.
hoekom het God dit toegelaat? Mens kan nie onder daardie omstandighede gaan hom sê dat God se karaktereienskappe is volgende. Maar as ek en jy weet wat God se eienskappe is, kan ons verstaan hoekom hierdie goed gebeur. Hoekom 'n ma op 40 jaar sy die middag in hospitaal opgeneem volg op ons lewe. Dit niks gebeur. Niks. Tot vandag weet ek nog nie hoe. Maar dit sal dit ook so wees. Sy die donderdag aand het sy mekaar gesak, het dan met die ambulans hospitaal toegevat, het op suurstof gesit en op drugs gesit en goed. Die volgende oggend is hy maar neer. 'n Mens kan nie iemand kwaadlik neem om die vraag te vra. Ek sal ook graag wil. En dalk eendag in die hemel sal die Here vir ons die antwoorde gee. Of nie? Ons weet nie. Maar wanneer ons in ons harte, in ons verhouding, in ons kommunikasie, in ons lewenswyse met God besef dat God is onbegryplik. Besef ons dat ons gaan baie net kon verstaan. Maar weet jy wat? Dit's okay. Ek maak vrede daarmee. Ek het 'n rustigheid in my hart. Dis nie iets wat veronderstel is om my bang te maak, om rustig te maak of angstig te maak. Dis iets wat ek weet, dis deel van God se karakter en dis hoekom ek rustig is. En dan bou ons so aan mekaar. Ons bou ons verhouding met die Here, omdat ons hom liefhet. Amen. Ek wil dan ietsie geleer op ons in wat ons spreek. So lees nou van die minder bekende eienskappe. Maar wat tog belangrik is, want die mens kan sien dat dit is ons fundament. Dit is deel van ons verhouding met die Here en om reg te studeer. So dis wat belangrik is dat ons hierdie goedes moet aandag aan gee. As gevolg van die feit dat ons vandag afmaak en dat ons die laaste 3 sondae gevraag het oor God se karakter en sy eienskappe. Wat ek graag hê ons moet fokus vandag op ons navolging op God se karakter en sy eienskappe. Maak nie saak op watter manier jy dit onthou nie. Dank God vir die verhouding wat hy ons gee deur genade. En dat ons beter van hom kan leer deur sy woord. Wanneer ons dan nou oorgaan na die nagmaaltyd. En ek het nou gesien as ons kyk na dit Korintiërs. Ek het nie meer gehad nie. Dis ook. Dan Korintiërs nou. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgegee het. Dat die Here Jesus in die nag waar hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." Net so wat die beker na die eet en die woorde, die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Maar so dikwels as julle hierdie brood eet en drink, en hierdie beker, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, kondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op 'n ware wyse hierdie brood eet uit die beker van die Here drink, verskuldig wees in die liggaam en aan die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n ware wyse eet en drink oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei. Wanneer laas het ek en jy
Wat beteken dit as die woord sê, ek moet myself beproef? Selfondersoek. As ek weer 'n beproewing gaan, wat beteken dit? Ek gaan deur 'n tydperk in my lewe wat nie noodwendig maklik of aangenaam is. Dis mos 'n beproewing. So wat die woord vir ons hierso sê dan is, wanneer ek myself beproef, en ons moet onsself beproef wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, of voor ons die nagmaal gebruik, om onsself te herinner dat ons deur moeite, deur weersettingsvermoë, deur aanhou, maar deur genade en deur liefde van sonde verslae word. Almal van ons wat besoek, is sondig. Ek ingestel. Kan enige van my sê, dat enige sonde wat hulle al afgesny maklik was? Het jy deur 'n beproewing gegaan in die tyd dat jy besluit het jy gaan van die sonde aflei en jy wel die sonde kon aflei deur die Heilige Gees? Het jy deur 'n beproewing gegaan? Ja. So wanneer die woord vir ons hierso sê dat ons moet onsself beproef, beteken dit ons moet self ondersoek doen, maar dit bly nie daar. Wat doen ek? Het myself ondersoek gedoen. Ek het gesien ek het daai sonde en daai sonde en daai sonde. Dit is al wat. Beproef ek myself? Nee. Wanneer beproef ek myself? Die dag wanneer ek tot daad oorgaan en van daai sonde kan ontslae. Dan beproef ek myself. Maar juist omdat ons weet wat God se karaktereienskappe is, oordraagbaar of onoordraagbaar, weet ons dat ons doen dit nie alleen. Dit mag baie keer so voel. Dit mag dan anders wees as ons gedink het dit gaan wees. Maar ons kan van die sonde ontslae raak deur onsself te beproef van die Heilige Gees is in ons. Baie kere wanneer ons hierdie tipe van teks doen, veral omdat ons gereeld mag word, raak ons al vasgevang in, kom ons lees die teksvers en ons deel die trooikies. Maar wanneer laas het ons regtig hierdie teksvers, ons al hoeveel keer in die kerk voorgelees het, regtig 'n bietjie geontleed. Ons gaan nie vandag alles kan ontleed nie, ek wil net hierdie spesifieke teksvers. Wanneer laas het ek en jy onsself beproef? En wanneer ons die nagmaal gebruik, is dit tog vir ons 'n herdenking van die Here Jesus wat ons gesterf het en wat opgestaan het. En dat ons vandag het gesit deur genade. Moet dit ons motiveer om onsself te beproef. Hoekom sal die woord aan ons sê? So dikwels as ek julle wil. Ek gaan vanaand. Hoekom? Want die verse wat die verder mag, dis wat belangrik is dat ons die woord van God in konteks moet lees. Dit help nie al 'n vers vir verse. En lees in 'n vers en op 'n ander dag moet jy jou hele lewe net op 'n vers doen. Want jy moet dit in konteks lees. Hoekom is hierdie spesifieke gedeelte deel van die nagmaal? Nie eers die plek hoekom die nagmaal is, jy doen dit gereeld soos wat jy dit wil doen. En wanneer jy dit doen, moet jy jouself beproef. Want in die eerste plek wanneer ons nagmaal doen, en ons herinner onsself dat die Here vir ons gesterf het en dat hy opgestaan het en ons so is vandag in genade. Ons nie die beproewing wat ons gegee word wanneer ons
en waar ons herinner word aan ons mag altyd alleen. Kom ons gaan dink bietjie wanneer ons mag opgemaak. Regtig, ons gaan dink. Ons is in 'n fase wat ons besig is om reg te beweeg op 'n oppervlakkige godsdienst. Dis tyd dat ons die woord van God moet ontleed en moet besef wat daar vir ons instaan. As hoeveel keer mense wat na kerk toe gaan, as hulle 30, 40 jaar in 'n kerk, maar hulle is geestelik nog babietjies. Hulle doen nie die moeite om 'n verhouding met God te bou nie. Hulle doen nie die moeite om God se woord te bepeins dag en nag, soos wat die woord van God vir ons sê nie, en wat ons nou 'n paar keer na geluister het, en wat ons al met die woord uitgehaal het. Ongelukkig is daar mense wat as gevolg van hulle eie houding net eenvoudig nie wil verander. Dis tyd dat ons die waarheid begin praat, dat ons begin dieper dink, dat ons begin dieper lees, dat ons begin woord verstaan. Dis ook op ons Dorita al 'n woordskool het, dis ook op ons ligpunt het, daai tipe van goed is, dat ons die geestelike kinders kan begin grootmaak. Want jou doel op die einde van die dag is om uit te kan gaan en disippels te maak. Jy kan nie 'n disipel gaan maak as jy self nog nie 'n disipel is nie. Jy kan nie 'n disipel word as jy nog 'n geestelike kind is. Dis tyd dat ons moet begin besluit in ons lewe, hoe belangrik is ons verhouding met God? Hoe belangrik is dit vir my, dat ek moet begin tyd spandeer in sy woord, dat ek moet begin aandag gee wanneer ek gebed het, wanneer ek begin my familie betrek, wanneer ek my gesin begin betrek, wanneer ouers begin hulle kinders betrek. 'n Ouer het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle kinders, om seker te maak dat daai kind groot gemaak word volgens die weë van die Here. Doen ons dit? Nee, want ons is self nog nie op 'n plek waar ons volwasse genoeg is, geestelik volwasse genoeg is om dit te kan doen. Jy kan nie 'n geestelike ouer wees, 'n geestelike mentor wees vir iemand, as jy self nog 'n geestelike baba is. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons kyk na hierdie tipe van karaktereienskappe van God, wat ek dink van ons nog nooit is van gehoor het. Hoe kan jy 'n verhouding met God hê, as jy nie eens weet presies wie hy is? Hoe kan jy hom beter verstaan? Hoe kan jy berusting kry in jou verhouding met God? Om te weet, hy is daar vir jou. Hoekom? Want hy is onveranderlik. Ek wil regtig 'n beroep doen vanoggend, dat wanneer ons na God gebruik, dat jy 'n bietjie dieper begin dink, dat jy 'n bietjie dieper in jou verhoudings met die Here begin dink. Ons gaan musiek aansit, ons gaan vra asseblief, sluit jou oë, terwyl ons die ligte afsit. As dit nodig is vandag dat jy om vergifnis moet vra vir God vir sonde wat in jou lewe is, moet jy dit doen. Dan na 40 jaar, nie gedink sy gaan die volgende dag dood wees. Wanneer is dit my en jou weer? Want dit kom. Elkeen van ons hierso sit, gaan nie in hierdie liggaam wees wanneer God besluit is, ek het so. Die tyd vir ons rond te speel. Ons weet nie wat ons moet doen. Ons kan nie meer rondspeel met ons verhouding met die Here. Ons kan nie meer rondspeel met ons ewige lewe hierna nie. Daar gaan ander generasies kom, geestelike generasies kom, wat ons weer gaan moet groot maak. Ons gaan nie kan groot maak as ons self geestelike kinders bly. En meeste van ons bly geestelike kinders, want ons kies om dit te doen. Ons wil nie sonde afsny, ons wil nie groot word nie, ons wil nie tyd spandeer in die woord nie, ons wil nie tyd spandeer in gebed nie. Maar wat ons nie altyd onsself aan herinner, is daai keuses die konsekwensies. Dit maak nie saak wat in jou lewe aangaan nie, dit maak nie saak wat se sonde jy gepleeg het nie, maak nie saak wat se
goed jy in jou lewe gedoen het nie. Die Here sê hy klop aan die deur. Jy moet oopmaak. Jy moet oopmaak vir hom sodat hy kan inkom. En dan wil hy 'n maaltyd saam met jou hê. Hy wil met jou gemeenskap hê. Hy wil jou leer ken. Hy wil vir jou Vader wees. Maar ons moet bereid wees om toe te laat ons lewens. Wat insluit, ons moet tyd begin spandeer in ons geestelike groei. En ons moet moeite doen om van ons sondige natuur afstand te neem. En weet jy wat, as gevolg van die feit dat ons hierdie karaktereienskappe van God te gaan het, is dit nie veronderstel om ons bang of angstig te maak. Ons kan dit doen. Want by God is niks onmoontlik nie, en sy Gees is in. Amen. Ek wil vra vir 4 volunteers vandag om my te help staan. Verkieslik nie krijg saam met julle nie. Kijk, is welkom, is welkom nie. Ja, dankie. Dankie. Waar sy? Die dames steek die hand op. Kom ons sê die sien man, kom ons sê die luchthaal. Mense ek wil rechtig hier volgend. Kom ons sê nie vir 10 of 15 minuten. Raak ernstig voor God. Raak ernstig voor God, en jy wil leer en beproef jou verhouding met hom. Kyk waar is daar sonde wat afstand gedoen moet van word, en vraag vir die Here vir vergifnis vandag. As jy voel dat jy dit nie op jou eie kan doen nie, jy weet nie wat om te sê nie, kom staan nie voor na die nachtwaard as jy kan bid. Dat jy vandag hier kan uitstap met 'n nuwe, splinternuwe, bloedgewaste verhouding met God. Dis fyn. Manie sê laaste vir jou. Julle kan dit 10.000 keer sê, maar die God van my nie eendag aankla omdat jou nie gevra het om die lewe reg te kry. Ek is 'n burger in die gemeente en verantwoordelik om seker te maak dat jou lewe reg kom so ver as moontlik. Beproef jouself vandag. Beproef jouself vandag. Sluit jou oor. Praat met die Here.
Ek beloof julle, dit is nie lekker haas nie. Maar ek kan nie in 'n voorbeeld staan en hy sê vir my, jy kom nie sien wat ek doen. As gevolg van die tussen die Here, het ek onblusbare passie. En daai passie sluit in dat ek elkeen van my eendag sal doen. As dit voorkom as 'n werk, kwaad is en hard is, verstaan asseblief woorde van God. Ons tyd is saamwees, en ons tyd dat ons met mekaar gespreek. My deur is altyd as daar iemand is wat voel sy ware lewe nie reg nie, of iets om aan te werk, jy verstaan sekere goed nie, jy weet nog goed te doen nie, praat. My nommer is buite op die bord, die rest van die gemeente, almal het my nommer, vraag enig iemand, ek kom maak nie vir die huis nie. Ons sal nou beweeg ons nie. Ons sal ons nie. Hoe was ons kyk? Het is my baie ernstige gedachte. Ek vraag jy asseblief, gaan dink oor wat ons sê. Gaan beproef jouself, gaan evalueer die verhouding met God. As jy hulp nodig het, daar is. Moenie dat die keuse wat ons maak in ons lewens, in 'n kort tyd wat ons bepaal het, ons ewige lewe. Weet my? Okay. Amen. Getuienis het en ook die voorkoms het die bereikings in die ding. Ek kan nie sê dis 'n getuienis nie, maar ek sit daar en ek voel die seer van party mense se harte en dit is aan binne my. En as ek net sê dat my en die wegdraai. Ek voel die mense wat in die kerk sit en hulle hoor die pastoor en hulle stem saam met hom. Maar hulle sit met seer binne in hulle. Wat hulle sukkel om te laat gaan, goed van gister wat gebeur het, goed van so groot toe wat met jou gebeur het. En ek wil net vir jou sê, daai gisters, het Jesus al lang al uitgegee vir jou, al wat jy te doen is te sê, Here Jesus, vergewe my. En as jy sukkel om van daai seer wat in jou hart is, ontslae te raak, kom laat ons vir jou bid. As jy nie hier voor almal kom staan, kom saam met my by daai deur en ek sal vir jou bid. En ons sal saam met julle op die pad stap. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Die Here sal my swaar daai bangheid saam met jou dra. Ons is almal in die kerk. Jy is nie alleen nie. Al voel jy alleen nie. Die Here het jou in sy regterhand. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie bang te wees. Ek kan sien die vlees en ek sien eina. En julle hoef nie seer. Julle hoef nie bang te wees nie. Maar die Here is hier vir jou en vir my. Al wat ons moet doen is kom ons bid saam dat jy kan ontslae raak van daai eienaarse en die julle. Ek kan een stukkie is, wat aanpas met ons woorde, en dit gaat gepaard met die getuienis. So ek het nou gesê, ek het my dochter gesien, maar baie lang kijk, ek was dit weer wel. Het gaan buiten goed, ek het nog hele herkie wees, sy kom nog moeilijk terug aan my. Ek is nie gestres hoor, maar ek is baie opgewonde en baie blij. Ek wil vir julle lees 2 Petrus 9:9. Die Here vertraag nie die beloftes soos sommige vertraag word, maar hy sal moedig oor ons wil nie dat soms vir ons
weet julle wat, ek het gedink ek is op regte pad en ek was redelijk, maar ek was binnen in jou kant gewees. En vanaf besef ek, nee, ek moet bietjie hardkoop gaan. Weet julle hoe vinnig die Here in my lewensomstandighede weer begin verander en reg kry. Raak, dit is 'n getuienis glorie, werk daarvoor, werk daarvoor. Dis die goeie werk. Die Here is getrou aan sy woord. Ja, ek kan dadelijk sê, 15 vanmiddag is daar weer ons. Gaan 'n lekker diens wees asseblief. Koos kyk ons weer so vol kerk en net ons. Dan dinsdag is dit die ouer jeug. Okay, en dan Vrydag aand is dit weer 'n saamkom vir die wat ons oefen, maar die wat ook om saam sit ons nie kom. Dit is altyd lekker om jou se naam te doen. Okay, dan is daar weer Sondagoggend-diens. Ons het 'n gasprediker, as julle wil kom, luister asseblief kom. Seker dit is goed wees. Amper so goed soos pastors. Okay. En ja, na die tyd is daar broodjies, dat ek dit nou nie, het jy gehoor? Daar is na die tyd broodjies. Dis reg. Julle hoef nie lekker maar net by dat. Wat van my manne kant? Ek kan ook 'n kans kry. Mense, julle vergeet van die mannekant, die 15de. Asseblief. Iemand ook elke tyd moet aansluit. En dan wil ek ook net sê, elkeen, die Here Jesus gee vir ons elke 'n kans. 'n tweede kans, derde kans, hy gee jou kans. Repent, bid, bely, dis wonders. En bly bid. Want dis, ons gaan weer kom. Jy het te glo in sy liefde. Daarom moet sê. En dan die mannekant. Weet jy wat baie daar sê, ek is so pas herinner. Skies nog bietjie, daar's bietjies aan die tyd, ek doen dit net. Maar die sal die man, as die volgende Sondag na die diens kan jy ons afgebly net, dat ons die redes rondom die mannekamp kan met mekaar gespreek. En baie dan kan ons staan met die afsluiting. Baie dankie, ek gaan saam staan. Ons gaan attempt om 2 liedjies mee af te sluit. As ek een werk en as die ander dag, dan sal ons musiek uitsorteer. Sodat ons volgende Sondag as die Here wil dit reg het. Dankie Sally.
Dankie dat ons hier kan uitstap met die wete, met die versekering dat U ons God is. En dat U die geveg vir ons veg en dat U die krag
en al die dae van ons lewe vir ons vooruitstel. Ons moet net glo en vertrou. Elke dag. Here, ek bid dat ons, wanneer ons hier uitstap, daarom sal werk om 'n innige, dieper verhouding met U te bou. Elke dag. Here, maak ons harte afhanklik van U. Geef ons 'n vreugde en 'n liefde en 'n gewilligheid om U te wil ken, om U te wil dien. Want daar is vir ons net voordeel daarin. Dankie dat U Seun vir ons gestuur het, Vader, en dankie dat ons weet, as ons Jesus het ons die lewe en die ewige lewe. En ons kan U net eer en loof en prys voor U is wonderbaarlik. U is liefdevol, U is genadig en ons eer